Ek wil vir my 'n droomvanger kry, want daar's 'n droom wat ek wil vang vir my. Met jou lag plooitjies om jou oor, en daardie lyfie vooroor geboor. En hierdie sang is net vir jou geskryf, my ma. As ek na die hemel staar, dan sien ek jou net daar. Verwrinde hande in haar skoot, diepe denker, een van haar soort, wil net die beste gee vir haar kinders, en dis wat sy haar lewe doen. En hierdie sang is net vir jou geskryf, my ma. As ek na die hemel staar, dan sien ek jou net daar. Kan ek onthou die ferm lesse van die lewe, vasgepen, die grootste les van my ma, is dat ek trots is, dat God my God is. En hierdie sang is net vir jou geskryf, my ma. As ek na die hemel staar, dan sien ek jou net daar. Die grootste les van my ma is dat ek trots is, dat God my God is. Goeiemiddag almal. Ek wil vir julle welkom sê, so in God se teenwoordigheid saam. Het is nie 'n lekker saam wees om afskeid te neem nie, maar op 'n manier is dit tog ook 'n goeie saam wees. Mag julle iets van God se liefde, God se troos, God se genade ervaar hier waar ons so saam is. Oom Herman, Martinus, Rykie, Sanli, Jansie en al die kleinkinders. Dit is 'n moeilike tyd om afskeid te neem van 'n ma wat so op haar stil maniere indruk maak. Mag julle op 'n spesiale manier God se troos ervaar. Kom ons bid saam. Here, ons is vandag hier bymekaar om afskeid te neem. Maar terselfdertyd om ook aan U die eer te gee vir 'n besonderse persoon wat U aan ons almal geskenk het. Iemand wat op 'n besonderse manier almal hier se lewens aangeraak het. Seker is vir baie langer tyd en baie diep, maar op 'n manier aan almal hier het sy verskillende lewens gemaak. Dankie vir Tannie Johanna se lewe. Dankie dat U haar aan ons geskenk het. Ek wil vra dat U almal wat hier sit sal vertroos, dat U hulle sal dra, ook in hierdie moeilike tyd. Amen. Wees gegroet
In die naam van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, die God, in wie se teenwoordigheid ons is, en in wie se teenwoordigheid dan Johanna ook nou is. Ons gaan luister na Nader my God by U. Ek kan vaar die woorde is in die blaadjies gedruk, as julle dit daar wil volg. Nader my God by U, nog naderby. U is om Christus wil, Vader vir my. Oom Herman het gevra dat ek Kolossense 1 vers 13 tot 14 sal lees. Oom het my redelik uitgebal met daai, dit het my tydjie se ding gevat. Maar ek gaan tog vir ons bietjie weier lees. Ek wil vanaf vers 3 lees tot by vers 20, maar ek gaan so lees en praat en lees en praat. Toe ek gaan sit en dink oor Tannie Johanna, is my eerste gedagte dat ek eintlik min van haar weet. En toe lees ek Kolossense 1, sy eerste klompie verse. En skielik besef ek, aan die een kant hoekom ek voel ek weet min van haar, en aan die ander kant besef ek weet eintlik baie van haar. So, vergun my om Kolossense 1 vanaf vers 3 te begin lees, met so 'n paar veranderinge hier en daar, en julle sal die veranderinge hoor. Die brief is oorspronklik aan 'n gemeente in Kolosse geskryf, en die eerste gedeelte is 'n danksegging vir hierdie betrokke gemeente. Hierdie kon net sowel 'n danksegging vir Tannie Johanna gewees het, en julle sal dit hoor. Elke keer wanneer ons vir julle bid, dank ons God die Vader van ons Here Jesus Christus. Dit doen ons, want ons het gehoor van Johanna se geloof in Christus Jesus
en die liefde wat sy vir al die heiliges het, op grond van die hoop wat in die hemel op haar wag. Sy het al hiervan gehoor toe die woord van die waarheid, die evangelie haar bereik het. Soos oral in die wêreld het die evangelie van die dag dat sy van God se genade gehoor en dit werklik verstaan het, ook onder haar begin vrug dra en groei. In haar lewe kon ons sien die liefde wat die Gees in haar bewerk het. Sy het nie opgehou om ook vir julle te bid nie. Sy was vervul met die volle kennis van God se wil, deur al die wysheid en insig wat die Gees gee. Sy het 'n lewe gelei wat die Here waardig is en wat God tevrede gestel het, terwyl sy vrug gedra het deur elke goeie werk. En bly groei het in die kennis van God en deur die mag van God se heerlikheid al die krag ontvang het om geduldig in alles te volhard. Met blydskap het sy God gedank, omdat hy haar geskik gemaak het om deel te hê aan die heiliges se erfdeel in die lig. Dis hoe ek vir Tannie Johanna leer ken het. Sy het selde oor haarself gepraat, maar altyd oor haar hartsmense. Ek dink haar eerste gesprek was waar sy my baie trots vertel het oor haar kleinseun Andrei en haar kleindogter Jana wat ook hier in hierdie gemeente is. En Andrei, ek weet jy sou baie graag vandag by ons wou gewees het, soos baie van julle ander kleinkinders. Weet net, julle ouma het julle almal ongelooflik lief gehad. En natuurlik die kinders ook, maar soos julle weet, as daar een kleinkinders kom, dan neem kinders 'n tweede plek in. Kleinkinders kom altyd eerste. Tannie Johanna het opreg omgegee vir mense. Oom Herman, jy en Tannie Johanna sal altyd vir my uitstaan as van die ouer mense in hierdie gemeente wat moeite gedoen het om almal welkom te laat voel. Ongeag wat ander gedink het hoe julle hierdie goeders doen. Julle harte het dit net oopgemaak vir mense om tuis te kom, om nooit uitgestoot te voel nie. Nou niks hiervan sê egter dat ek Tannie Johanna's meek and mild beleef het nie, inteendeel. Sy het baie ferm opgestaan vir waar sy geglo het en wat sy geglo reg is. En sy het gepraat teen onreg. En as sy iets geglo het sy voet by stuk gehou. En sy het seker gemaak dat reg en geregtigheid geskied. En ek sien iets van hierdie nalatenskap ook in julle, in die kinders en kleinkinders. Nou hierdie eerste gedeelte wat ek gelees het, is 'n stukkie danksegging. Want niks van hierdie kom uit haarself nie, of kom uit onsself nie. Dis God wat dit in haar bewerk het. En dis die ding wat ek altyd by Tannie Johanna gesien het. Sy het altyd weggewys van haarself na God toe. Vir alles wat sy was, het sy aan God die eer gegee. En dit bring ons dan nou by vers 13 en 14, wat eintlik 'n loflied aan God is. God het ons uit die mag van die duisternis gered en verplaas na die koninkryk van sy geliefde seun, deur wie ons bevryding, die vergifnis van sondes ontvang het. Met Jesus se kruisdood en opstanding en hemelvaart, glo ons dat God se koninkryk reeds in ons wêreld ingebreek het. Waar ook al God se wil geskied, in liefde, genade, vergifnis, vreugde, hoop, vrede, geregtigheid, waar dit beliggaam word, daar sien ons iets van God se koninkryk. Soos die liedjie wat ons sing, waar daar liefde is, daar is God die Heer. Jesus het dit moontlik gemaak, deurdat ons sonde vergewe is en ons losgemaak is van enige bande van sonde en dood. Christus het ons moontlik gemaak om anders te kan leef. Wanneer ek in Tannie Johanna se teenwoordigheid was, het ek altyd 'n stukkie van God se koninkryk beleef. En kon ek vir Jesus in haar sien. Nou dat sy deur die poort van die dood gestap het, en sy is vrygemaak van hierdie laaste paar weke, maande, se lyding en seer en swaar kry, is sy op 'n ander manier by God en in God se teenwoordigheid. Ek vermoed sy en Alta het baie opvangwerk en haar ore tyd teen hierdie tyd al, van al Alta se stories wat daar aangaan. Christus het haar kom vrymaak, ook van die lyding en die seer en die siekte van hierdie wêreld, sodat sy saam met Christus nou vry kan leef.
Daarom kom al die eer ook vir Christus toe. En ek sluit ons gedeelte af met die laaste paar verse. Die Seun is die beeld van God, van die onsigbare God. Hy is die eerstgeborene oor die hele skepping, want deur hom het God alles geskep, alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninklike of heersende magte, owerhede of gesagvoerders, alles is deur hom en tot hom geskep. Christus het voor alles bestaan en in hom hou alles stand. Hy is die hoof van die liggaam, die kerk. Hy is die oorsprong, die eerstgeborene uit die dood, sodat hy in alles die eerste plek kon inneem. Want God het dit goed gevind om die hele volheid in hom te laat woon en om deur hom alles, ja alles op aarde en in die hemel met homself te versoen, deurdat hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis. In Christus het God se koninkryk tot by ons gekom. Ons leef dit reeds waar ook al Christus gestalte kry in ons menswees. Christus was voor die skepping reeds daar en Christus sal tot in ewigheid nog steeds wees. En ons lewe in Christus. Maar Christus was die eerste wat uit die dood uit opgestaan het. Daarom weet ons staan ook uit die dood uit op, saam met Christus. Die dood hou ons nie gevange nie. Dis amper 'n poort, 'n weg, 'n hek na die volgende lewe. En die lewende opgestane Christus is nou by ons. En ek glo hy sal elkeen van julle vertroos en vashou deur die Gees wat in julle woon. En vir julle vrou, ma, skoonma, ouma, vriendin, leef op 'n ander manier ook nou by Christus. Toe sy die laaste tree uit die lewe uit, in die nuwe lewe ingegee het, was Christus daar, om dit saam met haar te doen. Daarom dank ons God, vir die mens wat aan ons geskenk was, om te ken, om mee saam te leef, om lief te hê, maar ook om deur liefgehê te word. Amen. Ek wil geleentheid gee vir Martinus vir die bedankings en huldeblyk. Okay. Is dit aan? Ja. So die eerste een wat ons gaan lees is van ouma se suster, Tannie Mie. Ek was altyd jaloers op Johanna. Sy kon mooier blomme rangskik, lekkerder beskuit bak, konfyt kook en kinders het sy altyd eerste keuse gehad, omdat sy ouer was. Op Bonneville Hoërskool was ek Johanna se sussie. Ek het nie 'n naam gehad nie. In die plaasskool moes sy na my kyk. Kon die donkie inspan waarmee ons skool toe gery het, en ek mag nie die luisels vashou nie. Op Waarnhuiskraans het sy en Louis my laat probeer om my asem baie lank in te hou. En wanneer ek in die slaap raak, het hulle deur die venster geklim en op die sandduine gaan speel. Maar ek was baie lief vir my ou sis. Sy was pragtig en rond, en ek maar en benerig. Op 4 Junie 1951, 69 jaar gelede, het sy my gevra hoekom ek so stout was om vrugte te gaan steel en of ek dan nie Jesus lief het nie. My 11-jarige hart het vinnig geklop. Die trane het geloop en Johanna het my na die een van die matriekleerlinge geneem met die opdrag. Annemie wil nie haar hart vir Jesus inneem nie. Ek was weergebore. Een van die prentjies van Johanna wat altyd by my bly, is soggens wanneer ons by haar gaan kuier het. Nie 'n oggend is oorgeslaan wat sy nie met die Bybel en dagboek langs die bed gesit het nie. En dan kniel en vir haar kinders en kleinkinders en ook vir my bid nie. Nou nog het ek 'n beeld van haar by my pos gevat.
Johanna kom in die hemel aan en daar staan Alta wat lag en uitroep, hier kom my ma, hier kom my ma. Herman, dankie dat jy my ou sis so lief gehad het en so mooi na haar gekyk het. Tot op die laaste oomblik. Sy sal ook nog saam met haar en Alta lofliedere voor God se troon sing. Okay, die volgende een is van Oom Martinus, Tannie Letty, Jaco en Mariska, Joshua en Luke en Herman en Karen. Liefste ma, ouma en ouma Grootjie. Dankie vir die belangrike en wonderlike rol wat ma gespeel het in ons gesin se lewens. Dankie dat ma so lief was vir pa. 'n liefde wat vir ons 'n tasbare ervaring was. Die voorbeeld van hoe 'n liefdevolle huweliksverhouding kan en moet wees. Dankie dat ons in gesin in gebed aan die Here kon opdra in elke dag. Dit was lewensgewende saad waarmee ons kan voortwoeker op vrugbare, voorbereide grond. Dankie vir al die jare se onvoorwaardelike liefde en toewyding aan ma en gesin en ons familie. Dat ons moederliefde kon ervaar van 'n vrou wat baie liefde gehad het. Ons sal ma onthou as 'n ongelooflike mens. 'n vrou na wie ons almal van oud tot kon opsien. Ma het die mooiste, sagste geaardheid met die grootste hart en so 'n groot oop hand gehad, met 'n nederige menslikheid en 'n vaste Christelike beginsels waarna ons elke dag na kan streef. Dankie vir al die mooi, lekker en gelukkige en kosbare herinneringe en dat ons op verskeie gebiede by ma kon leer en soms ook tekort geskiet het ten opsigte van die voorbeeld wat ma vir ons was. Ons sal ma nooit vergeet nie. Stuur baie liefde en groete vir Alta. Al ons liefde van die boontjies. Okay, die volgende een kom van mamma Ruitjie, papa Cancius, myself Nicoline, Carla, Hendrik, Janet en Willem wat hier is vandag. En Wilco en Lika. Wat 'n voorreg was dit, nie om naby ma kon wees die laaste paar dae van haar lewe nie. Ek het nog so baie planne met ma professioneel gehad. Ek is egter so bly ek weer die kans kon kry om dankie te sê vir alles wat ma vir my in my lewe beteken het. En dat ek ook baie lief is vir mamma. Daardie mooi blou oë sal ek nooit vergeet nie. Papa, dankie dat jy altyd daar was vir mamma. Dat jy haar soos goud opgepas het tot haar laaste asem uitgeblaas het. Dankie vir die voorbeeld wat jy vir ons kinders gestel het van ware liefde vir mekaar, vir julle kinders en liefde vir jou medemens. Mamma, ons sal jou met liefde onthou. Baie liefde. Okay, ek lees van Sanlie, Christo, Andre en Jana. Liefste ma, watter voorreg was dit om vir mamma so lank by ons te kon hê. Baie dankie vir alles, vir ma se liefde, ondersteuning en raad. Mamma het altyd presies geweet hoekom ek partykeer so moedeloos en hartseer was, want mamma en papa was in dieselfde posisie met Alta. Ek kon maar net na hulle kyk en ek het geweet, dit is nie so erg nie. Kyk net op. Dankie dat ek altyd kon sien hoe lief ma vir Jesus is. Ek mis ma al klaar, maar ek weet mamma is veilig by Jesus. Ek is lief vir ma. Van Jansie, Bolly, Danel en JM. Liefste ma, vandag groet ons ma.
Vandag neem ons afskeid van 'n eystervrou. Ma het 5 van ons grootgemaak en dit kon nie maklik gewees het nie. Dankie vir ma se liefde en ondersteuning. Dankie vir die voorbeeld wat ma vir ons was. Ma se rykdom het nie gelê in aardse skatte nie, maar in ma se kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. 'n Goeie herinnering van baie dekades het ma ryk gemaak in menswees en in daarwees vir almal. In die rype ouderdom van 84 het ma 'n vol lewe gelei. Hiervoor dank ons die Here en gun ma die ewige rus. Baie liefde. OK, nou lees ek namens oupa. Ek wil net sê voordat ek sy stukkie lees, dit was so mooi toe ons gesit het en ons het vir oupa gesê hy moet 'n stukkie skryf vir ouma. Het hy gesê hy kan niks uitsonder nie, want alles was altyd vir hom so mooi. En al die herinneringe saam met haar was vir hom so kosbaar. Ek lees sy stukkie. My liefste vroutjie, jy weet ek het jou lief gehad en ek weet jy het my lief gehad. In ons eerste jare van ons getroude lewe het ons hartseer tye gehad met die geboorte van ons eerste dogter. Maar die liewe Vader het ons hande gevat en in syne toegevou en ons die nodige krag gegee. Ek dank die Vader dat jy my maat was deur alles. Ek wil vir jou dankie sê vir 63 jaar se getroude lewe saam met jou. Dankie vir al die goeie tye wat ons saam kon hê. Jy het deur dik en deur dun my bygestaan en my nooit alleen gelaat nie. Ek is hartseer, maar ek het vrede. Want as gelowige weet ek, die Here het 'n plan vir my. Die Here se genade was groot, want hy het jou vir ons kom leen. Rus sag my ou vroutjie, tot ons mekaar weer by die poorte ontmoet. Rus sag. OK, ek het die bedankings in die briefie ook gesit, dat julle dan dit weer kan kyk, maar ek gaan gou vinnig daar deur. Eerstens wil ek net vir almal wat hier is, baie dankie sê dat julle gekom het. Dit is heerlik om voor so groot kerk te kan praat, kyk hoe wyd sit die mense. Baie dankie dat julle die moeite gedoen het om te kom. Ons weet julle was ook lief vir my ma. Dan wil ek vir Dominee Loumarie baie dankie sê, ek weet nie waar hoe jy sê. Baie dankie. Dit was 'n pragtige boodskap. Dankie vir jou tyd. Ook dankie sê vir die moedergemeente wat vir hier in Brackenfell, die kerk hierso vir ons beskikbaar gestel het met al die reëls en regulasies. En dan ook besonder aan ons klankman wat baie moeite gedoen het. Dankie, lyk my die uitsending is suksesvol buitekant toe. Daar is mense wat kyk uit Kanada uit, Nieu-Seeland uit en ek dink nog 'n paar plekke in Suid-Afrika. Dan wil ek vir Petals Care en in besonder vir kyk wat daar is, dis waar ma was nou die laaste rukkie. Vir hulle baie dankie sê dat hulle so na ma gekyk het, omgesien het in haar laaste dae. Hulle het wraggies nou mooi nagekyk en die beste vir haar probeer gee. Dan wil ek ook vir Cape Gate Medikliniek, se dokters en verpleegsters dankie sê, waar ma 'n paar keer in was voor sy nou Riviersonder en toe is. Dan ook Paradise Park, waar pa en ma gebly het. Ek weet nie pa, hoe lank was pa hulle daar? 10 jaar. Vir hulle baie dankie sê, en ook vir die inwoners daar, vir hulle omgee en vriendskap, en dan ook vir Denise, wat die laaste ruk baie daar by ma gekom het met haar kos, en altyd 'n woordjie kom praat het. Oupa Piet en ouma Annetjie, ek kan niemand herken nie, want almal lyk vir my dieselfde. Toe sit hulle. Baie dankie vir julle tyd, moeite, hulp, dag, nag, alles daar wat julle gegee het daar in Paradise Park, toe maar nou nog daar was vir die laaste rukkie. Baie dankie vir julle, hoor. OK, dan vir Afpop, dankie sê vir hulle reëlings, wat hulle getref het met die doodsertifikate, die gaan haal van ma en al die reëlings en ook hulle vir die verrassings
reëlings wat hulle gedoen het. Dan wil ek ook vir Nicolien dankie sê, waar is Nicolien, hier is jy vir die blomme, die pragtige blomme wat jy vir ons saamgebring het, en so aan. Dan wil ek ook, ek het nou gesê vir elke familielid en vriende se insette, en hulp en bystand die afgelope paar moeilike weke, baie dankie daarvoor sê. Kansius, dankie vir jou vir die gehelp het hier met die klank en al die opstel van die link en goeters. Baie dankie daarvoor. Christo, dankie vir jou moeite met die gereiery en die meubels en al daai goetertjies. Dis nou net so in die besonder. My sissies weet hoe dankbaar ek is vir wat hulle alles gedoen het. Lisette se ondersteuning. Laastens, almal se gebeure, boodskapies en telefoonoproepe. Die wat my kan hoor, baie dankie daarvoor. Ons waardeer dit regtig. Baie dankie julle. Ek wil geleentheid gee vir die van julle wat wil om 'n kersie te kom aansteek as 'n huldeblyk. Ons sê ons gee aan God die eer vir hierdie lewe wat met ons gedeel is. Of as julle wil jou kersie kom aansteek om sê ek dink aan die familie. Hoekom jy die kersie aansteek is tussen jou en die Here. Julle kan die kersie self vat en dit sommer by die groot Christuskers aansteek. Ons het gedink dis dalk die beste manier om kontak te vermy met te veel mense wat kersie hanteer. So daar is om die kersies is los staan. So terwyl dit speel, gaan ons weer die foto's wys en die lied speel wat aan die begin gespeel het. Ek wil vir my 'n droomvanger kry, want daar's 'n droom wat ek wil vang vir my, met jou lagplooitjies om jou oë en daardie lyfie vooroor geboe. En hierdie sang is net vir jou geskryf, my ma. As ek na die hemel staar, dan sien ek jou net daar. Verwrinde hande in haar skoot, bedenker, een van haar soort, wil net die beste gee vir haar kinders, en dis wat sy haar lewe doen. En hierdie sang is net vir jou geskryf, my ma. As ek na die hemel staar, dan sien ek jou net daar. Kan ek onthou die ferm lesse van die lewe, vasgepen, die grootste les van my ma is dat ek trots is, dat God my God is. En hierdie sang is net vir jou geskryf, my ma. As ek na die hemel staar, dan sien ek jou net daar.
grootste les van my ma is dat ek trots is dat God my God is. Ek is Japie Lou. Ons lei 'n Bybelstudiegroep, ek en my vrou Ina, daar sit. En ek wil net sê, dit was vir ons 'n besondere voorreg om vir Herman en Johanna as baie gewaardeerde lede van die Bybelstudiegroep te kon hê. Altyd gewillig om af te sluit met 'n gebed. Altyd daar om bydra te maak tot die gesprek oor die woord. Herman, Streers. Ek gaan vir ons die Onse Vader gebed saam bid en dan gaan ons na die oorwinningslied luister waarna ek sal afsluit met die seën. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons luister saam na die oorwinningslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof
syne slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Mag julle ervaar dat God se genade, God se troos, God se liefde julle dra. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap in en met die Heilige Gees is elke oomblik van elke dag by elkeen van u. Amen.